Hallo julle, dis tyd vir nuus in 'n nutshell met Friskie Mariski en luister hier. As julle dink my ponytail is rof en de mekaar, dan kan julle net imagine hoe is dit vandat ek terug is by die werk vroeër vanweek. Ek bedoel my mascara. Sit al amper op my wange. Julle so nuus in 'n nutshell, die Khoisan koning, julle almal weet wie hy is, okay? Hy is die man wat in Desember 2018 by die Unie gebou ingetrek het. Sy vrou, sy kinders en nie weet nie bly die boks saamgetrek het, okay? Hulle het vir hulle 'n groentetuin gemaak. Hulle het 'n paar deftige bome dag gegroei. En wie sou ooit daai ikoniese voorbladfoto's vergeet van die Khoisan koning wat aan 'n stamboom verby arme Nelson Mandela se statue met sy boude exposed uitgesleep was nie. Onthou julle dit? Hierdie storie is so klein bietjie bittersweet, sad en op dieselfde tyd. Ek weet nie of julle die Khoisan koning kan onthou wat in Desember is dit 2018, okay, al die pad gestap het na die Unie geboue toe en daar 'n huisie opgesit het nie, okay? Anyways, Khoisan King SA, asof hierdie man nie deur genoeg is nie, okay, julle, vroeër vanjaar, hierso by die 10de, toe kom het uit in die media, dat die Khoisan clan gaan gewiek word, wat was dit, amper 6 jaar op die Unie gebou, se tuin bly. Anyways, julle, toe was die Khoisan King en 'n paar ander mense op pad terug, ek dink van die Eastern Cape of whatever, en 'n dag voordat hulle sou gewiek word het van die Unie geboue af, toe was daar 'n motorongeluk, wat hy nie net beseer is nie, maar sy vrou, die queen, die Khoisan Queen Cynthia, oorlede. Anyways, julle, so, obviously het die eviction nie voortgegaan nie, né? En wat julle ook nie sal glo nie, is dat die Department of Public Works, toe ek hulle gekontak het vir comment om te hoor julle, so die eviction, want die eviction was verlede jaar op 11 Desember uitgereik, okay? Wat vir hulle 30 dae notice gee dat hulle moet die land, jy weet, verlaat. Anyways, so toe ek die departement kontak om te hoor julle, okay, jy weet, dit is nou later as 'n maand, dit is wat gebeur het, you know, what is the next step? Long story short, die is nou waar die storie vir my interessant geraak het, is dat die departement het actually gesê dat hulle op hierdie stadium nie wil comment oor die eviction nie, en ook gevoel dat dit nie 'n gepaste tyd is om nou dadelik daar te praat nie, want dit is nie in die spirit van Ubuntu, teenoor die Khoisan King nie, en dat hulle hom graag wil tyd gee om die begrafnis en die rouproses agter die rug te kry. Dit was nogals nice. Hier kom die deel wat nie nogals nice is nie. Julle, dink hoor gaan net my lied, né? Die Khoisan clan het in Desember 2018 by die Unie geboue aangekom. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 6 jaar, wil julle vir my sê, in 6 jaar se tyd, het die president nie 5 minute, 10 minute, 'n halwe uur kon afknip om af te gaan en met hierdie mense te praat en hulle lied te hoor nie. I mean, okay Cyril, okay president Ramaphosa, en hulle demands is ook nie so erg nie, né? So wat hierdie mense, of wat die Khoisan clan demand is hulle wil as die eerste nasie in Suid-Afrika gerecognize word, hulle wil hê die Khoisan taal moet included word by ons amptelike tale, okay, so wat sal ons dan 12 hê? Okay, en hulle wil ook met die president praat oor die land, ek seker hulle is ook 'n stukkie land. Maar in hulle defense het julle gesien wat so goeie pampoen en goed hierdie mense kan groei. I mean, it's giving farmers market. Samosas. Mama, as jy nie 'n plan vir my vir die sigarette asseblief. En hulle wil hê die term colored moet geskrap word. So julle, vandag was actually die eerste keer wat ek met, jy weet, een van die Khoisan members gepraat het, en vir, jy weet, ek het nooit besef dat hulle nie van die woord colored hou nie. Ek het nooit gedink 'n Khoisan is 'n colored nie, maar ek was nie bewus van die sogenaamde bad konnotasie of die betekenis van die woord nie. So as daar dalk mense is dit coloreds is of Khoisan, wit, pink, groen,
Kom en bietjie onder sê vir my, like, hoe voel julle hieroor? Is it a thing? I didn't know. Behalwe vir die Khoisan koning wat obviously 'n aktivis is vir die cannabis en so aan. Jy weet, het hy al 'n karakter geword in die stad wat mense al leer ken het. Jy weet, daar is baie betogings, marches wat by die Unie geboue gebeur, wat jy dan sommer die Khoisan ouens sal sien and join of support. So jy weet, they have kind of become part of the ecosystem of the garden, okay? Jy weet, toe ek met hulle praat en jy weet, hulle interview, sê hulle, jy weet, hulle kry nie eers met probleme van die staf wat in die tuin werk nie, want die koning het vir hulle gesê, ons fight is nie met julle nie, ons fight is met die government, you know? Dis julle opinie oor hierdie.